Goeiedag geliefdes, hierdie week stap ons stadig saam met Paulus deur Galasiërs en ek hoop regtig dat jy nou al Galasiërs 'n bietjie saam met ons gelees het. Nou in die begin, onthou is dat hy ons aandag terugbring na ons eie wandel met die Here. Hy nooi ons om verantwoordelikheid vir ons eie geloofswandel of eie geloofslewe te neem en dan wys hy vir ons hoe so 'n lewe dan prakties lyk. Nou gister het ons spesifiek gesien dat hy vir ons leer dat my en jou besluite is so saad wat ons saai en vandag bou ons verder voort op daai gedagte. Kom ons lees gou saam Galasiërs 6 vers 9. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Ek dink een van die moeilikste dinge van die Christelike lewe is dat die oes nie altyd onmiddellik inkom nie. Nee, ons bid vir iemand, maar hulle verander nie oornag nie. Ons probeer geduldig wees, maar tog is daar nog steeds mense wat ons geduld toets en dikwels faal ons, nee, maar daai geduld, soos ek dink mense van ons sukkel maar met 'n geduld ding. Ons vergewe iemand, ons hoop dat die verhouding sal regkom, maar tog hy verhouding herstel nie dadelik, dit vat soms maande, weke, jare. Ons doen hierdie dinge van gehoorsaamheid, dit voel asof net niemand eers dit raak sien nie. En as ons nie versigtig is nie, dan begin ons wonder, maak dit werklik 'n verskil? Maak al hierdie dade van gehoorsaamheid, hierdie oomblikke van die regte dinge doen, maak dit werklik 'n verskil? En ek dink dis presies in daardie oomblikke wat Paulus vir my en vir jou kom herinner. Hy sê, moenie moeg word om goed te doen nie. Ek dink hy weet iets van die menslike hart. Hy weet dat ons nie gewoonlik ophou omdat ons nie meer weet wat reg is nie. Kyk, ons weet dikwels, ons weet dit is die regte ding. Wat gebeur? Ons raak moeg om goed te doen, moeg daarvoor om altyd eers te vergewe, moeg daarvoor om aan te hou bid, om aan te hou dien, aan te hou opdaag en jou kant te bring en te wys jy is hier en dis asof net niemand eers belangstel of dit raak sien of waardeer nie. En dis hoekom Paulus ons kom herinner aan hierdie ding wat so belangrik is en dit is dat God werk op 'n ander tydlyn as ek en jy. Ek dink 'n praktiese voorbeeld sal wees 'n boer. 'n Boer plant nie vandag saad en verwag môre 'n oes nie. Dit sal net nie sin maak nie. Hy verstaan, die boer verstaan dat groei neem tyd. Onder die grond is daar dinge wat gebeur wat niemand kan sien nie en tog hy hou aan om die land te versorg, om nat te maak en net ek wil amper sê boerdinge te doen nie. Hy doen dit want hy weet die oes is op pad. Ek wonder hoeveel keer God reeds in jou lewe besig was om iets te doen wat jy net nog nie kon sien nie. Miskien is dit daardie gesprek met jou kind, wat jy voel, jy kom net nie deur na jou kind toe nie. Ek wil sê, God sien dit raak en dit is nie verniet nie. Miskien is daardie gebed wat jy bid elke dag vir iemand, nee, en jy dink niks verander nie, maar moenie ophou bid, dit is nie verniet nie. God is besig om raak te sien wat jy doen. Ek dink baie keer, ons sien nie altyd die vrug van ons gehoorsaamheid nie, maar God sien elke saad wat ek en jy in geloof saai, en dis my so kosbaar. Dit herinner my aan iets wat ons in die eerste week van hierdie reeks reeds geleer het, en dit is daai gedeelte waar Jesus gekniel het, hy nie daaroor gepreek, waar Jesus gekniel het by die disippels, en hy het hulle voete kom was, en hy het geweet daai dag toe hy by Petrus kniel, en by Judas kniel, en Thomas kniel, hy het nie geweet hoe gaan hulle daai aand noodwendig reageer op hierdie voete was oefening nie, maar hy het wel geweet dat bietjie later gaan Petrus hom verloon. En hy het ook geweet dat 'n bietjie later gaan Judas hom heeltemal verraai. Hy gaan spreekwoordelik vir hom oorgee aan die owerhede en dit gaan sy lewe kos. En tog, Jesus het gekies om aan te hou goed doen. Hy was vir ons die voorbeeld. Hy is altyd vir ons die voorbeeld. So ek wil jou aanmoedig, geliefde. Kom ons vat Paulus se woorde na hart toe. Kom ons gaan leer by Jesus. Al is mense nie teenoor jou getrou nie. Al is mense nie altyd teenoor jou opreg nie. Al spreek jy vry en jy vergewe en daai persoon kom maak nie reg en sê ook jammer nie. Geliefde, Paulus sê, ek en jy moenie moeg word om aan te hou goed doen nie. Kom ons luister na Paulus se woorde, kom ons vat verantwoordelikheid vir ons eie geloofslewe en ons begin doen hierdie dinge. Kom ons raak nie moeg om goed te doen vir ander mense nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens. Vandag wanneer ek hierdie woorde lees van Paulus wat ons kom herinner dat ons moet aanhou goed doen, weet ek baie keer, dikwels is dit omdat ons raak so moeg. Ons raak so moeg om te doen wat ons dink reg is en ons daag op en ons bring ons kant en ons voel ons bring ons kant en ons voel ons spreek vry en ons vergewe en ons hou aan bid. En tog gebeur seker goeders net nie op 'n tydlyn wat ons gehoop het gaan gebeur nie. En daarom vra ek, Here, mag ons weer eens rus en vrede kry in u goddelike tydlyn en weet dat wanneer ons bid, wanneer ons vertrou, wanneer ons vergewe, wanneer ons net doen dade van gehoorsaamheid, klein tot groot, wanneer ons hierdie dinge doen, al sien ons die oes in die tyd wat ons hoop om te sien nie, moet ons weet, Here, dat deur geloof saai ons saad en daai saad is saad wat u
raak sien. Daarom vra ek Here vir nuwe energie in ons hart en ons gedagtes om aan te hou goed doen. Ek bid dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefdes, ek sien julle môre gaan in vrede. Totsiens.